Goeiedag, baie welkom. Ons is in Lent. Nie alle kerktradisies beoefen Lent of beoefen die tradisie van Lent nie. En Lent is die 40 dae voor Paastyd, waar die kerk tradisioneel saam met Jesus reis in sy lyding en in die 40 dae hulle self voorberei vir wat in Paastyd gebeur. En mense doen dit baie verskillend, maar dit is gewoonlik 'n tyd waar jy bietjie meer bid, bietjie meer Bybel lees en van iets jouself weerhou, soos iets lekkers wat in jou lewe is, vir die 40 dae, soos 'n tyd van spirituele verdieping. Vandag reis ons met Jesus en ons kyk na sy lyding en dit wat met hulle gebeur het. Ek wil julle 'n storie uit my lewe vertel. Ek het nou bevoorreg in hierdie tyd van my lewe is ek 'n oupa. So ek het 'n 3 jaar oud seentjie en 'n 8 maande oud dogtertjie en ek geniet hulle geweldig. Meer as wat ek verwag het. En miskien is jy ook 'n oupa of 'n ouma of 'n ouer. So kom ek vertel jou iets wat jy dalk weet. Hulle sukkel. Hulle kan nie lekker praat nie. Hulle kan nie na hulle self kyk nie. Hulle kan nie hardloop nie. Hulle sukkel om te loop. Hulle moet leer fietsry. Hulle moet leer eet. Hulle moet leer dink. Hulle moet leer om na hulle liggaam te kyk. Hulle moet leer om die basiese goeders onder beheer te kry. En nou die dag probeer die seentjie nou kry hy 'n fiets en nou leer hy met die fiets te ry. En nou ja, soos wat dit gaan, oorskat hy homself en hy ry in die kraan vas en die kraan slaan sy hele lippie hier onder oop. Hospitaalsteke, al daai dinge. Nou die dag eer die dogtertjie van 8 maande sit in haar stoeltjie en sy eet. En toe sy klaar is, toe moet 'n mens letterlik haar en die stoeltjie in die stort sit om dit skoon te kry. Dis baie morsig. En hier's die wonderlike ding. Ek kyk na hulle en ek word nie een keer kwaad oor hulle mislukkings nie. Ek is nie een keer teleurgesteld omdat hulle nie kan die basiese goeders doen nie. Ek is nie een keer teleurgesteld of vies omdat hulle nou nie kan lekker hardloop of lekker fietsry of al die woordeskat ken wat 'n mens moet ken nie. Ek is bly oor die geringste sukses. As sy ietsie reg kry, is ek bly. As sy 'n woord reg kry, is ek bly. Toe sy die eerste keer mamma sê, toe klap almal hande. Dis hoe ons is. En weet jy, as ons na God toe kom, dan is hy presies dieselfde. Hy is nooit teleurgesteld omdat jy nie iets bereik het nie. Hy is nooit teleurgesteld omdat jy nie genoeg bid nie. Hy is nooit kwaad omdat jy nie genoeg Bybel lees nie. Hy is altyd bly oor jou sukses. Hy is altyd gelukkig as jy iets bereik. Kom ons lees saam uit Lukas 22 vers 26. Ons skrif vir hierdie tyd. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees. En die een wat die leier is, soos die een wat dien. Jy sien, hierdie lewe is swaar. Dis nie maklik nie. Dis amper soos daai kindertjies van my, daai klein kinders. Jy moet leer om ekonomies te oorleef. Jy moet leer om trauma te kan oorleef. Jy moet leer om politiek te kan oorleef. Want die lewe het baie goeie wat kan gebeur. Daar kan oorlog kom, daar kan oorstromings kom, daar kan winde kom, daar kan trauma kom, daar kan siekte kom, daar kan DNA-probleme wees. Daar is 'n hele arsenaal van goed wat kan gebeur in hierdie lewe, wat jou lewe moeilik kan maak. En jy moet leer om dit te kan oorleef en te kan deurleef. Jesus het aarde toe gekom en hier 'n mens geword en saam met ons wat toegelewe het, die lewe geleef. Om vir ons te wys hoe om dit te doen. Hy het hom met ons vereenselwig en nou sê hy, ek wil jou help om jou lewe 'n sukses te maak. Maar jy moenie vergelyk nie. Jy moenie sê, ek is dit of dat nie. Jy moet weet, God is met jou. Nie om jou te oordeel,
Nie om jou te toets, om te sien of jy dit kon doen nie. Hy is baie soos wat ek met my kleinkinders is. Ek is bly vir 'n sukses. So is God bly oor elkeen van jou geestelike suksesse. Kom ons vat 'n voorbeeld. Dis nou die tyd van Lent, 40 dae. Nou ons menslike natuur is, as ons nou vir 10 van die 40 dae nie gebid en nie gevas het en nie Bybel lees het nie en nie stilte tyd gehou het nie en ons kom voor God, dan sal ons altyd begin met hierdie woorde van Here vergewe my. Ek was vir 10 dae nie hier nie. Want jy beeld is, God gaan jou oordeel, omdat jy nou nie genoeg bid nie. Maar God is nie so nie. God is bly wanneer jy kom. God is bly vir daai een keer wat jy kom bid. Hy's bly vir daai een keer wat jy stilte tyd hou. Hy's bly vir daai een keer wat jy nader na hom toe kom. En hy klap hande en hy sê, welkom. Ek's nie om jou te oordeel nie, ek's hier om jou te help. Ek's nie hier om jou te toets nie, ek is hier om met jou te wees. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat U by ons is, met ons is, saam met ons is. En in hierdie lenttyd weet ons, elke keer as ons voor U kom, verwelkom U ons en help U ons om hierdie lewe te leef. Amen.